kort gaan as 'n gedeelte lees uit Handelinge 22 vanaf vers 22 tot by die einde van die hoofstuk. Begin met Handelinge 22 vers 22 en 23. Wanneer die waarheid weerstand oproep, gebeur daar interessante dinge. Ons lees, tot by hierdie woord het hulle na hom geluister, maar toe verhef hulle stemme en sê, weg met so iemand van die aarde af, want hy behoort nie te lewe nie. Paulus staan voor 'n groot skare in Jerusalem. Hy het hulle in hulle eie taal toegespreek. Hy vertel van sy Joodse agtergrond, sy opleiding onder Gamaliel, sy ywer vir die wet en selfs hoe hy die Christene vervolg het. En die mense luister. Hulle luister na sy hele verhaal. Hulle luister hoe hy op pad Damaskus toe was. Hulle luister van die lig uit die hemel. Hulle luister hoe Jesus hom aangespreek het. Hulle luister van Ananias. Hulle luister selfs dat Paulus nou 'n volgeling van Jesus is. Maar dan kom Paulus by een bepaalde punt. En die Here het vir hom gesê, gaan, want ek stuur jou ver weg na die heidene. En dit is waar die skare ontplof het. Tot by hierdie woord het hulle na hom geluister. Dit is 'n merkwaardige sin. Hulle kon luister na 'n verhaal van bekering. Hulle kon luister na 'n verskyning uit die hemel. Hulle kon selfs luister na Paulus se getuies oor Jesus. Maar toe Paulus sê dat God se genade ook vir die heidene bedoel is, was dit genoeg. En waarom? Want die evangelie was nou maar net 'n interessante godsdienstige gesprek meer nie. Nou het dit hulle eie grense geraak. Die evangelie het gesê, God se genade is groter as julle grense. En dit is dikwels waar die weerstand begin. Ons hoor graag die dele van God se woord wat ons bevestig. Ons hoor graag dat God ons liefhet. Ons hoor graag van vergifnis, dat hy ons red. Maar wat gebeur wanneer God se woord ons eie vooroordele, belange, op ons eie gemak, ons eie grense uitdaag? Dan kan ons ook, soos hierdie skare sê, tot hiertoe sal ek luister, maar nie verder nie. Dis die gevaar vir elke gelowige. Ons kan 'n Bybel hê, kerk toe gaan en die evangelie aanvaar. Maar daar kan 'n punt wees waar ons sê, Here, U mag met baie dinge oor my in my lewe praat, maar nie oor dit nie. Miskien is dit 'n verhouding, miskien is dit geld, vergifnis. Iemand wat ons nie wil aanvaar nie. Is dit iemand wat ons meen God se genade behoort nie heeltemal vir hom te geld nie. Skare se probleem was nie dat Paulus iets teen die Joodse volk gesê het nie. Inteendeel, Paulus het gesê dat hy self 'n Jood is. Hy het sy volk lief gehad. Die probleem was dat hulle nie kon aanvaar dat God se genade groter as hulle eie kring is nie. Die evangelie is altyd goeie nuus, maar soms is dit ook ontstellende nuus. Dit troos die gebroke mens, maar dit breek ook ons trots. Dit vergewe die sondaar, maar dit beteken dat ek myself nie beter as 'n ander sondaar iemand mag ag nie. Dit bring my nader aan God, maar dit beteken ook dat God mense nader kan bring wat ek dalk op 'n afstand wil hou. Die groot vraag van hierdie gedeelte is dus, waar hou ek op met luister? Dis daar 'n punt waar ek vir God sê, Here, U kan met my praat, maar nie hieroor nie. Die ware geloof beteken dat ons net luister tot God iets sê waarvan ons nie hou nie. Ware geloof luister ook wanneer die woord ons ongemaklik maak. Paulus het hier 'n geweldige reaksie beleef. Hulle skreeu, hulle gooi hulle klere rond, hulle gooi stof in die lug. Maar Paulus verander nie sy boodskap om die skare gelukkig te hou nie. Hy bly getrou. En dit is soms die roeping van 'n Christen. Nie om altyd gewild te wees nie om altyd aanvaar te word nie, maar om getrou te bly aan wat die Here ons voorgeroep het. Die vraag is vandag eenvoudig. Luister ek na God se hele woord of net tot by die punt waar dit my begin pla? As ons verder lees uit Handelinge 22 vers 24 tot 29, dan besef ons daar's 'n regte oomblik om te praat. Nadat die skare so geweldig reageer, tree die Romeinse owerheid in. Die bevelvoerders verstaan waarskynlik nie mooi wat Paulus en Armees gesê het nie,
Hy sien nie die gevolg daarvan, 'n woedende skare. Daarom kom hy tot 'n logiese gevolgtrekking. Hierdie man moes sekerlik iets verskrikliks gedoen het. Hy beveel dat Paulus na die kaserne gebring moet word en met geeseling ondervra moet word. Dit was 'n harde wêreld. Hy wou Paulus onder marteling uitvra totdat hy erken waarom die mense teen hom gekant was. Paulus word vasgemaak en toe kom 'n eenvoudige vraag. Is dit vir julle geoorloof om 'n Romeinse burger te geesel en dit nog sonder dat hy veroordeel is? Wat merkwaardig is dat Paulus nie hier 'n wonderwerk vra nie. Hy sê nie, Here stuur 'n engel nie. Hy sê ook nie, ek sal niks doen nie en God sal alles self doen. Nee, Paulus gebruik die regte middele wat tot sy beskikking is. Hy is 'n Romeinse burger en daardie burgerskap gee hom sekere regte. Hy gebruik dit. Dis 'n belangrike les. Om op God te vertrou beteken nie dat ons verstand moet afskakel nie. Dit beteken nie dat 'n Christen nooit gebruik mag maak van die regstelsel, sy regte of die moontlikhede wat God hom gee nie. God werk dikwels deur gewone middele. Hy gee dokters, hy gee kundigheid, wette, owerhede, mense wat kan help. En dit beteken dat ons minder op hom vertrou wanneer ons hierdie middele verantwoordelik gebruik nie. Maar daar's nog iets wat gebeur wat ons by Paulus leer. Hy praat op die regte oomblik. Paulus het nie aan die begin van sy toespraak gesê, luister mooi, ek is 'n Romeinse burger nie. Nee, hy wil eers sy getuienis gee. Hy wil eers vertel wat Christus aan hom gedoen het. Maar toe word hy nou onregverdig behandel, gebruik hy sy burgerskap. Daar's wysheid hierin. 'n Christen moet weet wanneer om stil te bly, maar ook wanneer om te praat. Daar's 'n tyd wanneer ons belediging moet verdra. Maar daar's ook 'n tyd wanneer ons moet sê, dis nie reg nie. Christelike nederigheid beteken nie dat alle onreg eenvoudig aanvaar moet word nie. Paulus was bereid om vir Christus te ly, maar hy was nie verplig om 'n onwettige geeseling stilweg te aanvaar wanneer God hom die wettige beskerming gegee het nie. Die Romeinse offisier gaan haastig na die bevelvoerder en hy vra vir hom, wat gaan jy doen? Hierdie man is 'n Romeinse burger. En die bevelvoerder vra vir Paulus, is jy 'n Romeinse burger? Paulus antwoord eenvoudig ja. Die bevelvoerder sê dat hy sy burgerskap vir 'n groot bedrag geld verkry het, met ander woorde gekoop het. Maar Paulus antwoord, ek is as burger gebore. Miskien verander die hele situasie. Die man wat 'n paar oomblikke van tevore vasgemaak was om gegeesel te word nou iemand wat die Romeinse owerheid versigtig moet hanteer. Wat leer ons hieruit? Ons omstandighede kan vinnig verander. Die mens wat nou magteloos lyk, is nie noodwendig deur God verlaat nie. Die situasie wat vir ons buite beheer lyk, is nie buite God se beheer nie. Maar Paulus se identiteit word nie uiteindelik deur sy Romeinse burgerskap bepaal nie. Hy is in die eerste plek 'n dienaar van Christus. Sy Romeinse burgerskap is 'n instrument. Sy Christelike roeping is sy identiteit. En miskien is dit vir ons 'n belangrike vraag. Ons het almal voorregte, vermoëns, besittings, kontakte, regte. Die vraag is, hoe gebruik ons dit? Gebruik ons dit net om onsself te beskerm, of vra ons ook, Here, hoe kan ek dit wat U vir my gegee het gebruik in diens van die koninkryk? Paulus gebruik self sy burgerskap om uiteindelik verder te kan getuig. Wat God aan hom gegee het, word deel van sy roeping. Mag elkeen van ons wat luister, dieselfde doen. Die laaste vers van Handelinge 22, dis vers 30, lyk op die oog af eenvoudig. Maar omdat hy die volgende dag seker wou weet waarvan die Jode hom beskuldig, het hy hom losgemaak en bevel gegee dat die priesterhoofde en die hele raad moet vergader. Daarna het hy Paulus laat afkom en hom voor hulle gestel. En hier eindig hoofstuk. Maar hierdie een vers berei ons voor vir 'n belangrike volgende fase in Paulus se lewe. Die Romeinse bevelvoerder sit met 'n probleem. Hy weet dat Paulus is 'n Romeinse burger. Hy kan hom nie sommer geesel nie, maar hy weet ook dat daar geweldige konflik rondom Paulus is. Hy wil dus uitvind, wat is hierdie man se werklike misdaad? En daarom roep hy die Joodse raad bymekaar. En Paulus word nou letterlik tussen twee wêrelde geplaas. Aan een kant Rome
Die wêreld van politieke mag, wet en orde, aan die ander kant die Joodse Raad, die wêreld van godsdienst, tradisie en wet, en in die middel staan Paulus. Maar Paulus behoort eintlik nie aan een van hierdie twee magte nie, hy behoort aan Christus. Dis 'n belangrike gedagte. Paulus is 'n Jood, hy is ook 'n Romeinse burger, maar daar's identiteit wat selfs dieper gaan. Hy is 'n apostel van Jesus Christus. En daarom kan hy voor konings, gouverneurs, Romeinse offisiere en godsdienstige burgers staan sonder dat hulle sy uiteindelike Heer is. Dit beteken nie dat hy geen respek het vir gesag nie. Inteendeel, Paulus erken die owerheid, hy gebruik die reg, hy respekteer orde, maar hy weet, as 'n hoër gesag. En dit is 'n belangrike woord vir ons. Ons leef almal binne verskillende kringe, ons deel van families, burgers van 'n land, deel van gemeenskappe, ons werk binne organisasies, behoort aan kerke, het verskillende identiteite, maar die diepste vraag is, wie is ek uiteindelik? As ek 'n Christen is, kan geen ander identiteit my hoogste identiteit wees nie. Nie volk nie, taal nie, politieke voorkeur, beroep, status, besittings nie. Paulus staan nie voor die Romeinse bevelvoerder in die Joodse Raad, maar sy lewe word nie bepaal deur wat hulle van hom dink nie. Sy lewe is reeds op pad in 'n bepaalde rigting. Jesus het hom geroep. Jesus het gesê dat hy na die heidene gestuur sal word. En niks wat hier gebeur verander daardie roeping nie. Inteendeel, die teenstand word deel van die pad waarop Paulus uiteindelik verder sou gaan. Soms verstaan ons dit nie. Ons dink dikwels dat weerstand beteken dat ons op die verkeerde pad is. Here, as hierdie u wil is, waarom is dit dan so moeilik, sal ons vra. Maar Paulus se lewe leer ons iets anders. Moeilikheid beteken nie noodwendig dat God afwesig is nie. Teenstand beteken nie noodwendig dat ons verkeerd is nie. Soms is die moeilike pad juist deel van die pad waarop God ons lei. Paulus wou waarskynlik nie in ketting staan nie. Hy wou nie voor 'n woedende skare verskyn nie. Hy wou nie van een hof na 'n ander hof geneem word nie. Maar deur al hierdie dinge kry Paulus geleenthede om te getuig op plekke waar hy andersins nooit sou gekom het nie. Kom ons kyk dan anders na ons eie probleme. Ons weet nie altyd waarom dit hier toe gaan nie. Ons verstaan nie waarom ons planne verander nie. Ons verstaan nie waarom ons in 'n moeilike situasie beland nie. Maar ons mag weet, ons omstandighede is nie noodwendig die einde van God se plan nie. Paulus staan aan die einde van Handelinge 22 geboei, maar hy is nie verslaan nie. Hy is beperkings in sy bewegings, maar hy is nie beperk in sy getuienis nie. Hy kan nie gaan waar hy wil nie, maar die evangelie gaan saam met hom. En dit is die wonderlike boodskap. Mense kan Paulus vasbind, maar hulle kan nie die woord van God vasbind nie. Hulle kan hom voor 'n hof bring, maar hulle kan nie sy Here van sy troon afhaal nie. En daarom kon Paulus voortgaan. Die vraag, as dan vanmôre kan afsluit, is wat bepaal ons diepste identiteit? Die wêreld gee ons baie keer baie etikette. Maar vir die Christen is daar een wat die diepste lê. Ek behoort aan Christus Jesus. En as ons aan hom behoort, kan selfs die moeilike paaie deel word van sy groter plan.